Daar's twee gedeeltes in die woord wat vir ons dieselfde opdrag gee, waar ek en jy moet wag op Jahweh. Dankie dat jy ingeskakel is by hierdie Vrydag en ek wil met jou iets deel vandag by herbou. En hierdie mag dit vandag vir jou 'n bousteen wees, sodat jou lewe gebou kan wees op die woord van Skepper lewende God. Ek wil jou gou vat na die boek van Psalm hoofstuk 27. En in hoofstuk 27 vers 14 sê die woord hierso, hy sê wag op Jahweh. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op Jahweh. Dis 'n amazing gedeelte wat die woord vir ons kom gee hierso, want weet jy hoekom gee hy vir ons hierdie opdrag om te wag op Jahweh? Want ons as mense is baie keer haastig. En ongelukkig het hierdie samelewing ons gekondisioneer, want alles vandag is kitsoplossings. As ek my vinger klap, is dit daar. As ek iets wil soek, gaan gou op Google, dan is daar sommer onmiddellik 'n respons, en dan is daar 'n respons nogal van AI. So alles is 'n kitsoplossing. As ek iets nodig het, dan kan ek gou by die winkel inhardloop. So alles vandag is so maklik bekombaar. So ons as mens word gekondisioneer dat dinge kan onmiddellik en op 'n baie vinnige wyse uitgesorteer word. En wat gebeur dan? Dan word ons as mens gekondisioneer, veral ook in ons geestelike lewe, dan word ons ongeduldig. As daar nou een probleem is waarmee ons as mens sukkel, veral in ons geestelike lewe, is dit die ongeduld. Want ons kry nie altyd die antwoord wat ons smag nie. Ons kry nie altyd onmiddellike antwoord nie, want as jy gebid het, en die oomblik as jy klaar gebid het, ontvang jy 'n antwoord. Wat sou dit beteken het vir jou geloof? Wat sou dit gedoen het in jou geestelike lewe? Jy sou eintlik geestelik onvolwasse gebly het. Dis hoekom die woord vir ons kom gee hierso, waar hy sê, wag op Jahweh, wees sterk, en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op Jahweh. Nou, hoekom moet my hart sterk wees? Want die antwoord kom nie altyd onmiddellik nie. Die antwoord kom nie altyd onmiddellik nie. Die antwoord kom nie, die oomblik wanneer ek nou gebid het, dan gebeur die dinge en die antwoord kom onmiddellik en ek ontvang woord van Jahweh nie. Dit gebeur nie altyd nie. Kan dit gebeur? Ja, dit kan gebeur, maar dit gebeur nie altyd nie. Weet jy hoekom? Want Vader wil jou toets. Hy wil jou geloof toets. Hy wil jou vat op 'n pad, op 'n journey waar jy versterk kan word uit sy woord en uit jou geloof uit. En daarom sê hy dit ook in die boek van Jesaja hoofstuk 40 vers 31. Hy sê, maar die wat op Jahweh wag, kry nuwe krag. Ek vat jy gou weer terug na Psalm 27. Hy sê, wag op Jahweh, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Nou wat beteken dit om op Jahweh te wag? Wat beteken dit? Wat beteken dit vir my om op Jahweh te wag? Om op Jahweh te wag beteken ek raak rustig. In ander woorde, ek gaan nie bekommerd wees. Ek gaan nie nou gespanne wees nie. Ek gaan nie nou rondhardloop soos 'n afkop hoender en kyk hoe ek nou dinge bymekaar kan maak en hoe ek hierdie dinge kan uitsorteer nie, want ongelukkig die reaksie van die mens is dat die oomblik wanneer Vader te lank vat, dan sê, weet jy wat, ek sal dit uitsorteer. Ek sal dit doen. Weet jy wat, ek kan nie nog langer wag nie. Ek gaan iets doen hieromtrent. En weet jy wat gebeur dan? Dan verbreek ons vertroue op Jahweh ons Elohim. Want Vader wil juis hê dat jy moet wag op die antwoord, wag vir sy hand, sodat jy versterk kan word in jou binneste, sodat jou geloof op die proef gestel kan word en jou geloof kan groei. Want Vader wil jou vat op hierdie journey, dat jy anders te kan uitkom op die ander kant. Maar as ek en jy altyd alles van self doen en ons gryp die bil by die horings en ons hardloop met 'n ding en ons wil dit uitsorteer, dan maak ons baie keer foute. En ons het nie die verlangde resultaat nie. Maar as ek en jy kan leer om op Jahweh te wag, soos wat sy woord sê, wag op Jahweh, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Wag op Jahweh.
Want die oomblik wanneer ek en jy wag, dan word ons aangedoen met krag vanuit die hemel uit. En dis wat ek en jy nodig het. Ek en jy het die krag nodig om aan te hou. Ek en jy het die krag nodig, ons het die salwing nodig, ons het die wysheid van Jahwe nodig om aan te hou, om vas te hou, om deur te druk, om die regte besluite te maak, om nie verkeerd op te tree nie, om op te tree in terme van Vader se woord, en dat ons die geduld sal hê om te wag op die antwoord. En tereg, Dawid kon dit skryf, want Dawid het geweet wat dit beteken om te wag op Jahwe. Hy het dit geweet. Want Vader praat met hom en hy moet agtervolg, hy moet die vyand aanval, en Vader praat met hom en hy sê vir hom, hierso, wag net, totdat jy hoor die geritsel by die top van die bome, die myrtelbome. Luister net. Die oomblik wanneer jy die geritsel hoor, dan weet jy dat ek is in jou midde. Wag net vir die antwoord. Wat gebeur? Die oomblik toe hy dit hoor, toe sê hy vir die manskappe, nou, want nou is Jahwe in ons midde. En ek en jy moet ook leer om te wag. Want kyk wat gebeur hier in vers 31. Hy sê, maar die wat op Jahwe wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met die vleuels soos die arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Kan ek gou vir jou ietsie sê? Is daar enigsins in hierdie gedeelte waar dit sê dat die antwoord het gekom? Sê dit enigsins dat toe jy gebid het Vader geantwoord? Sê dit enigsins dat die probleem word opgelos? Nee, hy sê wag op Jahwe, want die wat op hom wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op soos die van die vleuels van arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Met ander woorde, Vader gee vir jou net genoeg krag, net genoeg vermoë om aan te hou. Het die antwoord al gekom? Nee. Het die deurbraak al gekom? Nee. Maar hy gee vir jou die krag. Hy gee vir jou die moed. Hy gee vir jou die stamina. Hy gee vir jou die wysheid om aan te hou en aan te hou en aan te hou. En maak nie saak wat se challenge voor lê nie. Ek en jy ontvang die krag. Weet jy hoekom? Want ons wag op Jahwe op die regte wyse. En as ek en jy op hom kan wag met die wete dat alles wat ek vir hom deurgee in gebed, al my smekinge, wanneer ek roep na hom, hoor hy. En ek het daardie berusting, dat hy hoor my gebed. Ek het dit, daai berusting. En dat wanneer ek bid, dan kan ek dit by hom los. So weet jy wat gebeur? Dit bring vrede in my gemoed. En daarom kan ek wag op Jahwe. En ek wil hierdie woord vandag met jou deel. Want ek weet nie wat is jou omstandighede. Ek weet nie waartoe jy gaan nie. Ek weet nie waarvoor jy bid nie. Ek weet nie hoekom is jy angstig nie. Ek weet nie hoekom kou jy jou naels nie. Ek weet nie hoekom rol jy rond in die nag nie. Net Vader alleen weet. En daarom wil ek vandag vir jou hierdie woord gee, sodat jy kan hoor wat die woord van Jahwe sê. En die woord sê vandag vir jou, my kind, wag op my. Moenie nou verkeerde besluite maak nie. Moenie nou oorhaastig wees en besluite maak wat jou gaan raak, wat jou gaan beïnvloed op 'n negatiewe wyse nie. Die woord van Jahwe kom vandag vir jou om te sê, my kind, wag op my. En as jy op my sal wag, weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan versterk word, jy gaan krag ontvang, jy gaan nie moeg word nie, jy kan aanhou om deur hierdie journey te gaan, en op die regte tyd sal Vader Jahwe jou antwoord, en jy sal weet wat jy moet doen in terme van die situasie en die omstandigheid in jou lewe. So mense, dankie dat jy ingeskakel was. Dankie dat jy deel is van hierdie bediening en dat jy vandag die woord ontvang en dat hierdie woord persoonlik vandag met jou sal kom praat en dat jy rustig sal wag op die antwoord wat Jahwe vir jou sal kom gee. Mense, baie dankie, wees geseënd. Weereens dankie dat jy ingeskakel is, dat jy deel is van hierdie bediening. Geniet jou Vrydag, mag jy die Shabbat geniet en inbeweeg in Vader se rus. Nou ja, van my kant af, geniet die dag. Shalom.